Goeiedag, baie welkom by hierdie aanlyn diens van Stellenbosch gemeente. Dit is lekker om vandag weer saam met julle te wees. My naam is Dion Botha en ek gesels vandag 'n bietjie verder oor hierdie reeks gewone liefde. Maar voordat ons in dit spring, so 'n paar goeters waarvan ons julle wil vertel wat dan nou vir ons voorlê ook vir die volgende kwartaal wat op ons deur is. Die eerste ding is die dienste. So ons dienstye van volgende Sondag af gaan ons weer gewoon 10:00 by Laerskool Stellenbosch Kerkhuis. Julle is baie welkom om na ons diens toe te kom. Vandag is die laaste waar daar net 'n aanlyn diens is. Ons aanlyn dienste sal ook aanhou soos normaalweg. En dan vanaf die 24ste Julie, die eerste Sondag van die kwartaal, dan sal ons kinder- en ons tienerdienste ook weer begin en alles is terug na normaal. Dan is ons baie opgewonde oor een van ons groot fondsinsamelingsgeleenthede waar die gemeente lekker betrokke raak. En dit is ons wynveiling van die 30ste Julie. So daar's verskillende maniere hoe jy betrokke kan raak. Een van die maniere is om jou vriende te bring, jy borg 'n tafel, so jy kan nou al tafels bespreek om te sê, maar ek kan 10 mense vat of 8 mense vat en ons maak 'n tafel vol. En 'n ander manier is natuurlik as jy lekker wyn het of iets wat jy voel, ja, maar ons kan dit skenk vir die wynveiling, sal dit baie gaaf wees. So as enigiemand wil wyne skenk of tafels bespreek, kontak asseblief vir Marissa, ons kan dit, julle kan dit deur haar doen. En dan het die SG stapgroep het 'n plan om weer lekker te gaan stap die 16de Julie. En dit is dan nou volgende Saterdag. En hulle gaan stap bietjie by Montrechel, dit is al bo op die Franshoekpas. En hulle is baie akkommoderend want hulle het 3 kategorieë. So hoor bietjie die 3 kategorieë. Daar's die heel wat fiks is. Hulle gaan op 'n drafstap te doen. Dit is ongeveer 'n 23 km roete met 1600 meter klim. Dan het hulle die medium fikse ouens wat so 14 km gaan stap, 1000 meter klim. En dan het hulle die minder atletiese mense wat net vir 'n lekker stappie wil gaan, 'n 7 km stap met 'n 400 meter klim. So die hele gemeente is welkom. Daar gaan 'n staproete vir jou wees wat jou presies pas. So julle is baie welkom. Kom stap asseblief saam met ons. Dit is baie lekker om in die natuur mekaar te leer ken en ook sommer iets van die skepping saam te beleef. So ons sien uit daarna. Dan soos ek gesê het, is ons in hierdie reeks waar ons gesels oor gewone liefde. En my tema vandag is so half gewone liefde vergewe. Pieter het gepraat oor gewone liefde, hoe dit in wording is, hoe liefde nooit regtig klaar of heeltemal afgehandel kan wees nie. En toe het hy gesels oor hoe gewone liefde ons verruim, hoe dit ons oopmaak en dit maak ons meer ontvanklik en dit maak dat meer van die lewe na ons toe kan kom en ons dit kan absorbeer, omdat ons oop is en met liefde na die wêreld kyk. Nou toe ons begin gesels oor hierdie reeks, was een van die eerste goed wat in my kop gekom het, die kenmerke van liefde wat ons in 1 Korintiërs 13 kry. En ek wil iets daarvan vir julle lees. Ons ken dit, die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. En dan gaan hy aan en dan sê hy, die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. So hierdie idee van vergifnis is so 'n obvious tema binne die Christelike spiritualiteit en ons moet mekaar vergewe want liefde hou nie boek van die kwaad nie. Maar tog praat ons nie regtig so nie. Ons loop nie heeltyd rond en sê o ek vergewe jou nie. Maar ek wonder of ons nie dalk meer daarvan moet maak as wat ons doen tans nie. Maar voordat ek nou klink of ek vir iemand vinger wys, ek self het nog bitter min in my lewe na iemand toe gegaan en vir hom gaan sê, sal jy my asseblief vergewe? En die keer dat ek dit wel gedoen het, was dit nogal 'n intense oomblik vir my. Dit was nogal nie maklik om dit te doen nie. So ek wonder, wat is jou ervaring met vergifnis? Watter ervaring het jy al gehad om iemand anders te vergewe? Kan jy 'n prentjie van iemand of 'n situasie of iets onthou? Of watter ervaring het jy al gehad as die een wat vergifnis moes ontvang? Kry dalk daai prentjie in jou kop en onthou bietjie hoe dit gevoel toe ek met vergifnis gekonfronteer was. Want ek wil vandag hierdie baie obvious tema so bietjie ondersoek in die hoop dat ons almal dalk dat dit vir ons almal meer toeganklik kan raak en dat dit 'n uitdrukking van ons gewone liefde kan wees.
En dan wil ek hê, kom ons bid dalk saam, waar ons as 'n gemeente saam bid, deur te luister na hierdie lied wat Stefan vir ons gaan sing, wat ietsie sê van hoe liefde deel is van dit waarna ons streef. Nothing can separate, even if I ran away. Your love never fails. No, I still make mistakes, but you have new mercies for me every day. Your love never fails. Comes in the morning when the oceans rage. I don't have to be afraid, 'cause I know that you love me. Your love never fails. Strong and the water's deep, but not alone you're in these open seas. Your love never fails. Chasm is far too wide. Never thought I'd reach the other side. Your love never fails. Stay the same through the ages.
Your love never fails. Your love never fails. Your love never fails. Wanneer Jesus se disippels vir hom vra om hulle te leer bid, dan leer Jesus vir hulle die Onse Vader gebed wat ons almal so goed ken, en ek wil graag vanoggend dit vir ons ook bid, want daar's 'n spesifieke lyn in wat so mooi iets ook sê oor hierdie vergifnis waaroor ek vandag wil praat. Maar kom ons maak ons oë toe en dan bid julle saam met my. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom en laat U wil geskied. Here, soos dit in die hemel is, dat dit net so ook op die aarde sal wees. Gee ons asseblief vandag ons daaglikse brood en vergewe ons ons skuld, net soos ons ook vergewe. Here, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want U is die lig, U is die waarheid, U is die lewe. En aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Vergifnis lê uitgestrek oor 'n spektrum van intensiteit. Aan die een kant is daar so half hierdie alledaagse gedeelte van vergifnis. Ons doen dit gedurig. Ons vergewe ons kinders. Ek vergewe my vrou. Jy vergewe jou man. Ons vergewe kollegas. Word ons kwaad? Natuurlik. Ons word kwaad, ons is mense. Gaan ons weer aan met ons lewe? Absoluut. Ons raak nie elke keer so vasgedraai in iets nie. Vergifnis is eintlik 'n baie alledaagse ding. Ons sal eintlik nie kan funksioneer sonder vergifnis nie. Inteendeel, die hele konsep van samewerking vereis dat ons 'n mate van verdraagsaamheid het teenoor mekaar se foute. Anders sal ons net nooit vorder nie. Dis amper asof vergifnis deel is van ons menslikheid. Daarsonder gaan ons nie eintlik ergens kom nie. Maar dan aan die ander kant van hierdie spektrum van intensiteit is al so half vergifnis as een van die grootste, mees komplekse uitdagings van die mensdom. En ek hoef nie lank te verduidelik hoe ek daar kom nie. Die wêreld is deurdrenk met gebrokenheid. En daar's soveel vergifnis nodig vir mekaar en vir al die goed wat al in hierdie wêreld gebeur het. En dit is nie net in ons land sigbaar nie. Dit is werklik oor die hele wêreld sigbaar, oor wat 'n groot, diep letsels daar al lê waar vergifnis nodig is. Nou, wanneer ons na vergifnis kyk en dit na die Bybel toe vat, dan is dit 'n tema wat deur die hele verloop van die Bybel so tasbaar amper is. Ons sien hoe God skep die hemel en die aarde en dan skep God die mens. En hy skep hierdie mens want God wil in verhouding met die mens wees. Maar dan kies die mens teen God en hy kies om sy eie ding te doen en dit veroorsaak gebrokenheid. En God in hierdie gebrokenheid kan nie in dieselfde spasie leef nie. En dit bring skeiding tussen ons en God. En so begin daar 'n storie van vergifnis om hierdie twee weer te versoen. Ons lees van die offerkultuur en al die voorskrifte vir die offers in Numeri, waar daar so half 'n sisteem van skulderkenning en vergifnis is. En dan bou die volk die tabernakel en God kom met 'n wolk in die tabernakel woon. En as jy dan nou rein is, jy het vergifnis gevra, dan is daar 'n plek waar God in die mensdom weer kan oorvleuel. Dit is waar ons weer by mekaar kan wees. Later woon God so half in die tempel. En dan kom Jesus. En Jesus kom woon onder ons. En die teks wat ek vandag gaan lees, is Jesus juis op pad om die offerlam te word, wat dan nou vergifnis en verlossing finaal, wat God dan ons finale versoening dan nou kan bewerkstellig. Maar daar's 'n tema deur die Bybel dat hierdie hele tema van offers en diere, en dit kom so lank pad, maar dat daar iets van my gevra word in vergifnis. So vergifnis vra iets van my, daar is 'n offer. Maar kom ons gaan na ons teks toe. Dit is Matteus 18 en Jesus is op pad met sy disippels na Jerusalem toe
Jesus weet presies wat nou gaan gebeur, wat op pad is om te gebeur. En hy is besig om sy disippels bietjie met 'n meer van 'n dringendheid te leer, want hy besef sy tyd saam met hulle raak min. Hy moet hulle voorberei hierop. Nou Jesus se disippels maak nie saak hoe blaatant Jesus dit sê nie, hulle vang net eenvoudig nie wat hier aan die gebeur is nie. En hulle worstel met hulle eie idees en goed, en hulle is onder andere besig om te worstel oor hierdie konsep van vergifnis. En hulle probeer hierdie moeilike balans verstaan. Aan die een kant sit hulle met die klomp fariseërs wat hierdie klomp reëls sit en hulle is krities heeltyd oor alles wat Jesus doen. Aan die ander kant sit Jesus wat heeltyd al die sondaars innooi en nader bring. En hulle probeer verstaan, maar waar lê vergifnis? Hoe lyk dit? En dan lees ons waar Petrus dit waag om dan nou 'n vraag te vra. Lees saam met my in Matteus 18. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Ek pos net gou daar, want dis 'n goeie raaiskoot. Ek meen daar's 7 skepingsdae en volgens Petrus 7 is heelwat. Ek meen 7 is nie min nie. Maar dan kom Jesus se antwoord. Ons lees verder. Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. In van die ander vertalings sê hulle 77 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Hier begin Jesus 'n storie vertel. Hy vertel 'n gelykenis wat vir ons iets leer oor vergifnis. Dis 'n koning wat besluit om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rande geskuld het. Dalk bietjie konteks oor daai miljoene rande. Van die ander vertalings praat van 10.000 talente en 'n talent was gelykstaande aan 20 jaar se gemiddelde loon. Dit is miljoene, ek kan amper lees in vandag se terme triljoene rande geskuld. Hy kon dit nie betaal nie. En daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en 'n deel van die skuld betaal kan word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat. Gee my tog uitstel. Ek sal u alles terugbetaal. Hierdie ou is 'n aardsoptimis. Hy glo dat hy actually triljoene rande bymekaar gaan maak om hom terug te betaal. Maar okay, ek gee dit vir hom. Die koning het hom innig jammer gekry. Hy het hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Wat 'n geskenk. Toe daardie man buite kom, het hy een van sy mede-amptenare raakgeloop wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, betaal wat jy skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek, gee my tog uitstel, ek sal jou terugbetaal. Dis dieselfde woorde wat hy gesê het, nou net. Maar hy wou nie, en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy die skuld betaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld. En hulle het alles wat gebeur het vir die koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê, jou skurk, al daardie skuld wat ek vir jou afgeskryf, omdat jy my gesoebat het, moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld betaal het. So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Hierdie storie wat Jesus vertel, maak dit vir ons baie, baie duidelik. Vir Jesus is die manier hoe ons in verhouding met mekaar is in die kern van wat dit beteken om hom te volg. Die boodskap is eenvoudig. Die vergifnis wat ek ontvang, is kongruent aan die vergifnis wat ek gee. Tim Mackie is 'n baie goeie teoloog en hy's deel van The Bible Project. En hy sê die enigste ander plek in die Bybel waar hierdie idee, die getalle 7 en 77, 70 maal 7 keer, waar dit so bymekaar genoem word, is in Genesis 4. En ek het dit nooit geweet nie, dit was vir my so
goed toe hy hierdie storie vertel, so ek wil dit graag met julle deel. Hy sê, in Genesis 4 is ons waar Adam en Eva het hulle 2 seuns, Kain en Abel, en die 2 seuns offer, maar Abel se offer word aanvaar en Kain se nie. Julle ken die storie. Op die ou end slaan Kain sy broer dood en hy moet vlug. En Kain gaan begin sy eie stad, wat dieselfde naam het as sy seun Henog. En dan skryf hulle so 'n bietjie oor die nageslag van Kain. En een van die ouens waaroor hulle skryf is Lamech. Nou Lamech skryf hulle het 2 vroue gehad en Lamech skryf dan nou 'n gedig vir die 2 vroue waarin hy wys hoe sterk hy is. Hy wil wys hoe hy gesag kan afdwing. En dan skryf hy in Genesis 4 hierdie volgende stukkie. Ada en Silla, dis sy 2 vroue, luister na my. Vrouens van Lamech, let op my woorde. Ek maak 'n man dood as hy my wond, 'n seun as hy my seermaak. Kain sal 7 maal gewreek word, Lamech 77 maal, of 70 maal 7 keer. Ek sal jou wys wat gebeur as jy met my moeilikheid soek. Ons ken daai mentaliteit. Ons weet presies hoe dit klink. Dis tekens van hierdie wraakmentaliteit wat al soveel letsels in ons geskiedenis gelos het. Wat Jesus met sy gelykenis doen is eintlik merkwaardig. Want Jesus betree hierdie wêreld en hy kom staan lynreg teenoor Lamech. Waar Lamech staan vir onbeperkte wraak, sê Jesus sy volgelinge moet bekend staan vir onbeperkte genade en vergifnis. Jesus kom doen iets nuut. Ons sien hoe die destruktiewe aard van die mensdom, hoe ons teen mekaar wraak neem en gesag afdwing, 'n vreeslike gebroke samelewing skep, maar as Jesus kom, dan sê hy, ek nooi julle vir iets nuut. Hier is 'n nuwe mensdom wat ek wil vestig. En vergifnis is die teken van hierdie nuwe mensdom, van 'n nuwe koninkryk wat Jesus kom bring het. Nou ons was almal al daar, ons was almal al in konflik in ons verhoudings, en Jesus wil hê dat hierdie verhoudings waarin ons is, dit moet die teken wees van sy koninkryk. Elizabeth Kubler-Ross skryf in haar boek saam met David Kessler, hulle het 'n boek Life Lessons wat hulle juist skryf vanuit pasiënte se perspektief wat besig is om te sterf. Skryf sy 'n paar dinge wat vergifnis dalk nie is nie. En ek dink dit is so belangrik om daarna te kyk voordat ek inspring in hoe vergifnis dan wel lyk. Want daar's 'n groot kans dat vir die tema vergifnis een van die grootste waninterpretasies dalk in die Christelike geloof het. So kom ons kry net eers dit uit. Wat is vergifnis nie? Vergifnis is nie, nommer 1, om 'n vloerlap te wees nie. Ek kan dink dat die woorde draai die ander wang al soveel keer verkeerd geïnterpreteer is. Ek sal nou meer daaroor sê, maar wanneer jy fisies of verbaal of seksueel geboelie word, moet jy uit daai situasie uitkom. Moenie vergifnis en vergiftig met mekaar verwar nie. Jy gaan steeds moet vergewe, maar die misbruik moet stop. Jesus sal nooit van enige iemand vra om 'n vloerlap te wees nie. Jy is so kosbaar vir hom, dat hy sy lewe gegee het vir jou. So definitief, nie 'n vloerlap nie. Die tweede ding, vergifnis is nie om oortredings te ignoreer nie. Die liefde bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles, dit verdra alles, maar dit ignoreer nie alles nie. Dis juis omdat ons lief is, dat ons oortredings nie ignoreer nie. Die oortreder moet verstaan wat sy of haar optrede aan ander gedoen het. Jy hoef dit nie net 70 maal 7 keer te absorbeer nie. Dit moet in die lig kom, ons moet daaroor praat, kry iemand om saam te luister. Wie weet, wanneer iemand saam luister, kom dit dalk in die lig dat ek die skuldige party is, dat ek die verkeerde een is, maar dit moet duidelik gemaak word, sodat genesing kan volg. So moet dit nie net ignoreer nie, dit gaan nie net weg nie. Brené Brown sê so mooi, sy skryf, so forgiveness is not forgetting or walking away from accountability or condoning a hurtful act.
It's the process of taking back and healing our lives so we can truly live. As ek dink hoe gewone liefde lyk, hoe God se liefde lyk, dit klink vir my reg. Waar daar genesing en ware lewe is. Dis hoekom ons dit nie ignoreer nie. Die laaste punt wat vergifnis nie is nie, dit is nie sonder gevolge nie. Ek sê hierdie amper met 'n huiwering want dis 'n moeilike een, want soms is dit presies wat nodig is, geen gevolge nie. Maar in die geval van geweld of een of ander vorm van misbruik is dit onverantwoordelik om nie gevolge te hê nie. So dit vra nogal regtig vir onderskeiding en dit is hoekom ons nie alleen veronderstel is om hierdie te doen nie. Meestal is die gevolge juis die energie wat nodig is vir verandering. Daar's 'n verskil tussen straf en dissipline. Straf is hierdie idee dat jy moet betaal vir wat jy gedoen het. Maar dissipline is om weer ons fokus op die teiken te sit en ons doel te bereik. Dissipline tref weer die teiken. So gevolge help ons partykeer om dit reg te kry, nie om te betaal nie, maar om ons vizier weer te stel. Nou hoe lyk vergifnis dan? Ons weet nou wat dit nie is nie, kom ons gaan kyk maar wat is vergifnis dan? Hoe werk vergifnis? Die heel eerste punt wat ek wil maak is, vergifnis is 'n proses. In Matteus 18, net voordat Jesus hierdie hele gelykenis vertel, gee hy eintlik die presiese prosedure wat nodig is en wat gevolg moet word wanneer iemand jou te nagekom het, wanneer daar konflik is. Lees saam met my in Matteus 18. As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, 1. Gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewend. Maar as hy nie luister nie, 2. Neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat alles wat gesê word deur die woord van 2 of 3 getuies bevestig kan word. En as hy na hulle nie luister nie, 3. Sê dit vir die gemeente. As hy ook na die gemeente nie luister nie, 4. Moet jy hom as 'n heiden en 'n tollenaar behandel. Ek gaan vir julle dieselfde teks net in die message ook lees. Dit gee dalk net vir ons nog 'n greep, nog 'n prentjie van wat Jesus hier sê. If a fellow believer hurts you, go and tell him. Work it out between the two of you. If he listens, you've made a friend. If he won't listen, take 1 or 2 others along, so that the presence of witnesses will keep things honest and try again. If he still won't listen, tell the church. If he won't listen to the church, you'll have to start over from scratch. Confront him with the need for repentance and offer again God's forgiving love. So dis nie 'n uitsluitende manier nie. Dit is 'n manier om net van vooraf te begin, om te sê, maar hier is 'n prosedure. Elizabeth Kubler-Ross vertel ook, wanneer sy met pasiënte werk, is een van die vrae wat sy eerste vraag is, wat dink jy was die bedoeling van die oortreder? Wat baie keer gebeur in ons gewone konflik, en dit is so belangrik om duidelikheid hieroor te kry, is dat die eerste seer kry, meeste van die tyd, nie intentioneel was nie. Dalk was die persoon onnadenkend, of dalk was hy so half selfsugtig, maar hy het nie eintlik bedoel, eers ek wil jou nou seer maak. Dit was nooit die intensie waarmee hy dit gedoen het nie. En as ons net eers kan pause, as ons net die vraag kan vra, en net eers 'n bietjie wag, maar hoekom dink ons het dit gebeur? Dan vermy ons dalk 'n vinnige teenreaksie. En hierdie pause help ons met 'n gepaste reaksie. Maar die meeste ongelukkigheid in die wêreld bestaan omdat ons te vinnig reageer. Die eerste seerkry was dalk nie intentioneel nie, maar die terugslaan, daai tweede seerkry, het ek die doel gehad om jou seer te maak. Dis presies wat ek wou doen. En dan gaan die ding baie vinnig suit. Dan raak dit 'n hou vir hou geveg. Dan wonder ek of dit nie dalk eerder die bedoeling is van woorde soos draai die ander wang nie. Dit gee ons net daai oomblikie, dit gee ons net om daai onmiddellike wraakrefleks te onderdruk. En ons beland nie in hierdie heen en weer nie. Wanneer ons lank genoeg pause, gee dit ons die geleentheid om die seer wat ek ervaar het, te kommunikeer. En so kry die ander party kans om te sien wat met my gebeur het in hierdie situasie.
Die negatiewe eskalasie van die konflik kan ons op so 'n manier so maklik vermy. So dalk net bietjie te pause. Die tweede punt, vergifnis is om prys te gee wat jy voel die ander party jou skuld. Vergifnis, het ons nou gesê, is 'n proses en dit kan soms regtig 'n lang proses wees. En dit is 'n proses waarin jy die greep van jou beheer oor hierdie situasie moet verslap. Partykeer is ek so bang ek kry weer seer dat ek daai situasie vashou. Maar ek hou dit hier by my. Ek moet ergens leer om te laat gaan. Ek moet ergens kies om te laat gaan. Daar's soveel stories van mense wat vir jare definieer word deur hierdie wrok wat hulle vashou. Wie is ek wanneer ek nie meer die slagoffer hiervan is nie? Daar's maniere natuurlik om ideale omstandighede te skep vir vergifnis. Daar's maniere hoe ek myself in 'n plek kan sit waar dit makliker is om hierdie greep te verslap. Daar's 'n storie van 'n man wat in een van hierdie skoolskieterye in Amerika, het die man se dogter is doodgeskiet en hy besluit maar hy wil die ouetjie wat die skieter was, die oortreder was, hy wil graag sy pa gaan ontmoet. En toe hy by die pa gaan kuier, toe ontdek hy, hier's maar net nog 'n pa wat sy kind verloor het. En toe hy stories hoor oor die seun en wat sy lewe gevorm het en hoe hy gekom het tot waar hy is, toe besef hy ook, hier's maar net nog 'n kind wat sy lewe verloor het. So, wanneer ons deernis kry vir iemand en wanneer ons compassion kan hê vir iemand, dan maak dit vergifnis makliker. So wanneer ons sukkel met vergifnis, moet ons dalk 'n tree nader gee aan die menslikheid van daai persoon. Dan raak dit baie makliker. So as jy dink weer aan die prentjie wat jy vroeër waar jy al met vergifnis te doen gekry, dalk is daar 'n plek waarheen jy moet gaan om te gaan vergewe of vergifnis te gaan vra. Dalk beteken dit ons moet gaan kuier ergens. Dalk moet ons gaan kontak maak weer met iemand, net weer daai treetjie nader gee. Waar moet ons deernis hê vir iemand? Die kondisies vir vergifnis raak beter wanneer ons veilig voel. As ek voel maar ek gaan nie weer, daai seer gaan nie weer gebeur nie. En die tweede een is wanneer daar waarde is vir my in die toekoms. As dit my kind is, ek wil graag 'n verhouding met my kind hê. Ek wil graag 'n verhouding met my vrou hê. Dan sal ek vergewe, want ek wil graag hê hierdie moet anders eindig as waarheen dit nou op pad is. Die derde punt is, vergifnis maak my vry. Wanneer ek nie vergewe nie, dan bly ek 'n gevange van daai situasie. Soms is die koste van om nie te vergewe nie, is net eenvoudig te groot. Ek luister na iemand wat in 'n TED Talk gesels oor haar boetie en ma is vermoor, en hoe sy die ma en die boetie plus die skuldige, die moordenaar, half in kettinge vasdraai en sy sleep dit saam met haar deur haar hele lewe, tot sy op 'n punt kom waar sy nie meer kan funksioneer nie. En vergifnis is die enigste manier vorentoe. Sy kan nie langer 'n gevangene hiervan wees nie. Haar man en haar kinders wat sy intussen gekry het, ly nou onder hierdie onvergifnis. Liefde is die enigste manier vorentoe. Liefde is die lig wat vir ons 'n pad wys. En dan die laaste punt is God se vergifnis vir my noodsaak my vergifnis verander. Dis die laaste, maar ek dink waarskynlik die grootste punt wat ons nie moet vergeet nie. Lees daai gelykenis van Jesus en dan dink ons, hoe kon die amptenaar wat die koning geld skuld so vinnig vergeet? Hoe is dit moontlik dat hy nou net hierso triljoene rande se skuld kwytgeskeld is en hy stap uit en hy gryp die volgende ou en dieselfde woorde wat hy gesê het maak geen indruk op hom nie. En dan is dit baie goed om te onthou dat ons is almal gebroke mense. En daar is soveel blinde kolle en slaggate in ons karakter, maar ons blok dit uit, want ons kan dit amper nie eers die volle werklikheid daarvan aanskou nie. Dit is te moeilik vir ons om vas te hou. En dan vorm ons hierdie klomp gebrokenes saam, vorm 'n gebroke mensdom, waar ons besluite en ons optrede 'n invloed het op mekaar. So al hierdie verkeerde goeters wat gebeur, het heeltyd 'n negatiewe effek. En die hoeveelheid maniere hoe ons mekaar dan in die proses seermaak en misverstaan en misbruik, raak so
kompleks en verweef en verwronge, dat dit nooit net ek is wat dan nou voor God staan nie, maar ons saam wat voor God staan. Kyk net, wat het ons aan die skepping gedoen? Gaan kyk hoe lyk die wêreld. Kyk net, wat het ons aan mekaar gedoen? Kyk hoe lyk ons land. Kyk hoe lyk die wêreld. Ons lewe in hierdie Kaïnstad. Ons is Lamech. Ons het hierdie chaos veroorsaak. Ons skuld miljoene der miljoene aan die skepper van hierdie goeie, wonderlike wêreld. En ons vergeet dit so maklik. Ons vergeet hoe hierdie koning ons skuld afskryf. En in plaas van dat hy alles kon vernietig, kom woon hy onder ons. En hy kom vat persoonlik al hierdie seer en chaos en gebrokenheid wat ons geskep het, vat hy op homself, hy absorbeer dit. En hy doen dit vanuit liefde, omdat hy liefde is. En dan kry ons, deur sy opstanding, 'n tweede kans. 'n Kans om te lewe, vry van die gevolge van ons dade. Hoe kan ons dit vashou? Hoe kan ons hierdie verlossing, hierdie vergifnis vashou? En in dieselfde hande die wrok teen iemand anders koester. Hoe is dit moontlik? Die oomblik wat ek meer van myself dink as die een langs my, is die oomblik wat ek mislei is. En dit is daai oomblik wat ek vergeet wat dit beteken om Jesus te volg. Dit is vergifnis. In my onthou van God se vergifnis vir my, ontdek ek ook die menslikheid in die persoon wat ek moet vergewe. Laaste storie is 'n storie van 'n vrou wat deur die Holocaust survivor is. En sy skryf nou in haar boek presies wat alles daar gebeur het en hoe die oorlog geëindig het en hulle het gevlug Amerika toe. Sy het getrou en sy het kinders en sy het gaan studeer as 'n sielkundige en so begin sy werk en in die boek beskryf sy hoe sy pasiënte sien en hoe dit haar help om te genees, om oor hierdie donker geskiedenis van alles wat met haar gebeur het en die trauma wat met haar gebeur het, hoe sy daarmee deel. En dan word sy genooi Duitsland toe amper 40 jaar later. En sy wonder of sy moet gaan. Gaan 'n mens terug soontoe? Haar man sê dan vir haar, as jy nie teruggaan nie, as die enige plek op hierdie planeet is wat jy nie kan besoek nie, as gevolg van iemand anders se wandade, dan het hy gewen. Hitler kan nie wen nie, jy moet gaan. Jy moet jou praatjie gaan lewer. Sy gaan Duitsland toe en sy eindig op die ou end by Berghof, Hitler se huis, waar daar net mirasies oor is, en sy gaan staan daar en sy kan sê, maar ek vergewe hom. Ek vergewe hom want ek wil vry wees van hierdie donker seer wat in my lewe gebeur het. Maar dan besef sy is nog nie heeltemal vry nie. En sy besef sy moet terug aan Auschwitz toe waar sy was. Hulle gaan soontoe en toe sy daar kom, onthou sy die dag toe hulle daar aangekom het en sy en haar sussie is weerskante van haar ma, hulle loop in die ry af en daarvoor is die offisier wat besluit watter kant toe jy gaan. Hier's 2 lyne, al die ma's en die kinders aan die een kant en die ander jong mense aan die ander kant. En sy besef nie dat al die ma en kinders gaan na die gaskamers waar hulle vermoor word. En toe hulle voorkom, haar ma was 'n mooi vrou, sy het 'n gladde vel, al was haar hare al bietjie grys. Vra die offisier vir haar, is dit jou ma of jou sussie? En baie trots sê sy, dis my ma. En dit veroorsaak dat haar ma vermoor word. En daar besef sy het vir Hitler vergewe, maar sy moet haarself vergewe. En ek wonder hoeveel keer ons probleem met vergifnis, of ons sukkel om te vergewe, lê dalk in die feit dat ons onsself vir iets moet vergewe. So dalk is daar iets wat jy in jouself raak sien, wat as ons wil sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dalk moet jy jou naaste vergewe soos jouself. So dalk begin vergifnis om onsself te vergewe, sodat ons simbole van hierdie nuwe, wonderlike koninkryk, hierdie tweede kans wat God vir ons gee, sodat ons die simbole daarvan kan wees. Kom ons luister na hierdie lied van Stefan
Love can change the world, want ons glo dat liefde alles kan verander, dat liefde ons harte verruim, dat liefde vergifnis moontlik maak, en dat liefde ons help om met meer deernis na ander te kyk, en dalk 'n baie meer verdraagsame toekoms en mensdom saam kan skep. Bridges are more beautiful than bombs are. Bridges are more beautiful than bombs. Listening is louder than a lecture. Listening is louder than a shout. But love can change the world. Or do we still believe that love can change the world? Or do we still believe that love, God is love, our God is love, and love can change the world. Open hand, stronger than a fist is. An open hand, stronger than a fist. Wonder is more valuable than Wall Street. Wonder is more valuable than gold. But love can change the world. Or do we still believe that love can change the world? Or do we still believe that love, God is love, our God is love, and love can change the world. May we never stop this dreaming of a better world. May we never stop believing in the impossible. May we never stop this dreaming of a better world. May we never stop believing in the impossible. May we never stop this dreaming of a better world. May we never stop believing in the impossible. May we never stop this dreaming of a better world. May we never stop believing in the impossible. But love can change the world. Or do we still believe that love can change the world? Or do we still believe that love, God is love, our God is love, and love can change the world? Baie dankie dat julle
vandag ingeskakel het en saam met ons gewees het vandag. Ek wil graag vir julle geleentheid gee om finansiële vennote te wees van ons visie en waarheen ons as gemeente ook op pad is. Ons kan dit nie doen sonder die finansiële ondersteuning van julle almal nie. So julle sal op die skerm sien is daar nou 'n kode wat jy kan inscan en jy kan daarmee 'n bydrae maak. Ons waardeer dit ongelooflik baie. En ons probeer regtig so deursigtig en verantwoordelik as moontlik met al hierdie fondse omgaan sodat ons hierdie visie in die wêreld kan vestig. En dan wil ek graag vir julle los met 'n seëngroet. So mag die liefde van God die Vader, die genade en die vergifnis van Jesus Christus, ons verlosser, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met elke een van julle wees. Amen. Ek wens vir julle 'n baie goeie en 'n geseënde week toe. Ons sien mekaar gelukkig volgende week Sondag weer by die skool in die diens. Totsiens.